Hartlike goeiemôre, dit is Woensdagoggend, wat se oggend is hierdie nou weer vanoggend? Dis petroldag, maak seker my boetie en sussie, jy kry jou petrol. Ek sê dit elke week, nêrens in God se woord is daar enigiets van 'n krywa en 'n geawa nie. Kom by die samesyn van medeboeties en sissies, by 'n bidtuur, by 'n selmeeting. Die woord sê vir ons, moenie die onderlinge byeenkomste nalat nie, So, ons wil mos gehoorsaam wees aan God se woord, want ons sê, ons is kinders van die Here. So, kry jou petrol, maak seker jy is gevul. Halleluja. Nou ja, baie welkom vir oggend. My naam is Danie Gerber en vandag gaan ons 'n bietjie praat, God is vir jou. En ek moet dit vandag vir iemand sê, iemand moet vandag hierdie hoor, dat die Here is met jou. Jy voel dalk, jy's op moed verlore se stoep en jy het alles probeer en dit wil nie uitwerk nie. Jy voel jou knie is deurgebid, maar die Here antwoord nie jou gebede nie. Jy's net moeg, jy kan nie meer nie. Dinge wil net nie uitwerk nie. Ek wil vir jou sê, hoor weer 'n keer. God is vir jou. Hy is met jou. Hy sê, ek sal jou nie begewe nie. Ek sal jou nie verlaat nie. Ek is met jou tot aan die volëinding van hierdie wêreld. Ja, dit is nie altyd maklik om dit te voel nie, want wanneer jy deur daai moeilike tye gaan, dan voel dit dat die Here het jou verlaat. Die woord sê ook vir ons, die dae toe die manne in die vuuroond was. Hy het nie buite die vuuroond gestaan en hulle was daar binne nie, hy was saam met hulle in die vuuroond. So al voel dit vir jou, jy gaan deur 'n vuuroond, wil ek vir jou sê, God is met jou. Hy is daar saam met jou. Al gaan jy deur 'n dal van doodskaduwee, die Here is met jou. Al voel dit jy word in die leeukuil gegooi, wat het met Daniel gebeur? Al voel jy voel dat hulle gooi jou vir die honde en hulle gooi jou vir die leeu se goed. Die Here is met jou. Hy sal die leeu se mond toesluit, sodat daar niks met jou sal gebeur nie. God is met jou. Hoor wat sê God se woord vir ons in Romeine 8, hier vanaf verse 31. Hy sê, wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het. Ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking, benoudheid, vervolging, honger, of naaktheid, of gevaar, of swaar. Hoeveel keer voel ons, as ons deur hierdie verdrukking gaan, of ons is benoud, of ons word vervolg, dan eerste wat by ons opkom is, waar is God? Hoekom is die Here nie daar nie? Hoekom help hy my nie uit my omstandighede nie? Die woord sê, wie sal ons skei van die liefde van Christus? Nie verdrukking nie, nie benoudheid nie, nie vervolging nie, ook nie honger nie, ook nie naaktheid nie, ook nie gevaar of die swaard nie. Hy sê verder in vers 36, soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ek en jy meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Want ek is verseker dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. My boetie en sussie, niemand kan jou skei van die liefde van Jesus nie. Maar nou baie keer dan sê ons, maar daar is iemand wat jou kan skei van die liefde van Jesus. Ek myself, jy jouself. As jy sê, jy glo nie meer daar's 'n God nie, dan is jy besig om jou te skei van die liefde van God. Maar wanneer jy vashou, en jy's in Jesus Christus, jy's in sy woord, jy's 'n gesprek met God, dan kan niemand jou skei nie, want die dood is vir ons 'n wins. So in ander woorde, niemand kan jou skei nie, nie die lewe nie, nie die dood nie, maak nie saak wie daar is nie, kan jou nie skei nie. So jy moet vir jouself sê, ek is meer as 'n oorwinnaar, en dis wat ek vandag vir jou wil sê, jy is meer as 'n oorwinnaar deur Jesus Christus. Hy gaan vir jou die krag gee. Almal wat na hom toe kom, gee hy nuwe krag. Amen. So kom ons staan vas, kom ons gaan na die Here toe. Halleluja, dankie Abba Vader, Here, dankie vir die woord, dankie vir die bemoediging, Here,
Maar baie kere voel ons net, ek kan nie meer nie. My knie is deurgebid, ek bid teen die ceiling vas, U hoor my nie, U het my verlaat. Maar Here, dan kry ons net hierdie boodskap om te sê dat niemand kan ons skei van die liefde van Jesus nie. Dankie dat U met ons is, dankie dat U saam met ons hierdie pad stap en U ons nie verlaat nie. Ons loof en prys en eer U groot en heilige naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit op hierdie Woensdag. Onthou, gaan kry jou petrol en gaan vertel vir iemand van die liefde van Jesus. Julle moet 'n geseënde dag hê. God bless.